Vanmôre praat ons eerstens oor waar jou skat is. Luisteraars, hier op lig verduidelik die skrif vir ons iets van waar 'n mens sy skat is, of waar jou hart is. 'n Mens se hart loop altyd agter sy skat aan. Dis wat Matteus 6 vers 21 sê, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons dink maklik ons hart bepaal waar ons skat is. Jesus draai dit eintlik om. Dis waaraan ons die meeste aandag gee, waaroor ons die meeste werk, waaroor ons meeste droom en bekommer. Dit openbaar waar ons skat lê. Dit beteken ons bankstaat vertel soms meer van ons hart as ons woorde. Ons dagboek wys dalk beter vir ons wat belangrik is, as wat ons self besef. Daar is natuurlik niks daarmee verkeerd om te werk, of te spaar, of verantwoordelik te beplan nie. Die Bybel moedig dit selfs aan. Die vraag is egter, wat besit my hart? Baie dinge vra ons loyaliteit, geld, status, besitting, sukses, selfs ons eie planne. Maar Jesus sê daar is net een skat, wat nooit deur mot of roes vernietig word nie. Dit is om hom te ken en vir sy koninkryk te leef. Wanneer Christus ons skat word, kry alles anders sy regte plek. Ons werk word diens, ons geld word 'n middel en nie 'n meester nie. Ons tyd word 'n geleentheid om God te verheerlik. In koninkrykstyd herinner die Here ons dat hy koning is. Daarom behoort ons harte eers aan hom. Vra jouself vandag, waarheen trek my hart vanself? Wat is my grootste skat? En mag ons antwoord wees, Here Jesus, U is my skat. Kom ons vra die Here dat om ons harte te bewaar, dat niks sy plek sal inneem nie. Dat hy ons sal leer om ons grootste vreugde in hom te vind. Voorts wil ek 'n gedagte wissel oor wysheid wat van bo kom. Ons leef in 'n tyd waarin kennis oorvloedig is. Met 'n selfoon in die hand kan ons binne sekondes antwoord kry. Maar kennis is nie dieselfde as wysheid nie. Jakobus skryf, as iemand van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. Wat is wysheid? Dis nie bloot om baie te weet nie. Dis om God se waarheid reg toe te pas in die gewone lewe. Salomo het nie vir eerste vir rykdom gevra nie. Hy het gevra vir 'n verstand wat kan onderskei tussen reg en verkeerd. Dit het God behaag. Elke dag neem ons besluite. Hoe praat ek met my eggenoot? Hoe maak ek vrede? Hoe bestuur ek my geld? Hoe reageer ek wanneer iemand my seer maak? Dit is hier waar wysheid nodig is. Jakobus sê, God gee dit graag. Maar ons moet dit in geloof bid. Nie heen en weer geslinger tussen vertroue en twyfel nie.
Wanneer ons God se woord lees en met 'n leerbare hart bid, vorm hy ons denke. Dan begin ons dinge sien soos hy dit sien. Ons praat eintlik soos hy praat. Daar's 'n Griekse woord wat sê homologos. Ons praat soos hy praat. Ons praat agter 'n man. Ware wysheid bring nederigheid. Maak ons sagter, maak ons geduldig, maak ons regverdig, liefdevol. Mag ons vandag nie net slimmer word nie, mag ons wyser word. Here, gee vir ons wysheid om elke dag volgens u wil te leef. Vorm ons denke deur die woord en u gees. Dit kan ons van die Here bid, elke dag. En dan geloof wat volhard. Weet luisteraar, baie mense begin sterk, maar die vraag is, wie hou aan? Die Christelike lewe is nie 'n kort naloop nie. Dit is 'n wedloop van volharding. Die skrywer van Hebreërs sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Waarom is volharding nodig? Omdat die lewe nie altyd maklik is nie. Daar is teleurstellings, siektes, verlies, gebede wat lang onbeantwoord of altyd onbeantwoord lyk. Soms raak ons moeg. Ons hoop rus nie op ons eie krag nie. Die geheim van volharding lê in die volgende woorde. Laat ons die oog gefestig hou op Jesus. Dis waar die geheim lê. Hy het self die kruis gedra. Hy het nie moed opgegee nie. Hy het die pad end uitgestap. En nou hou hy sy kinders vas. Ons volhard omdat hy getrou bly. Wanneer 'n kind leer loop, hou die Vader die kind vas. Net so hou Christus sy kinders vas. Daarom staan ons weer op. Ons bid weer, ons dien weer, ons glo weer. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy sterk is. Mag ons vandag weer moed skep. Die Here wat die goeie werk aan ons begin het, sal dit ook voltooi. Here, wanneer ons moeg word, help ons om ons oë op u te vestig. Gee ons u genade om getrou te volhard, totdat ons eenmaal by u is. Kom ons bid dit elke dag, elke tree van die dag.